dat ons boonop ook hierdie naweek, vroue naweek ook gevier het. Dankie vrouens vir die ekstra vakansiedag, ons waardeer dit. Het ons het ook goed gedink om dus vanmôre se diens aan vroue toe te wy. Sien kinders van die Here, as ons net gaan vlugtig dink deur die woord van die Here vanaf Genesis tot Openbaring miskien, dan gaan ons agterkom dat God het nog altyd 'n doel met vrouens. Dat God het nog altyd vrouens ook gebruik. Hy het vrouens gebruik in die Ou Testament, maar het vrouens gebruik in die Nuwe Testament, en tot vandag toe nog sien ons God se hand ook oor die lewens van vrouens. As ek en jy net sommer vlugtig dink in 'n paar voorbeelde, ons sien in die Ou Testament hoe God vir Miriam gebruik het om 'n nasie te lei in aanbidding. Ons sien hoe God vir Deborah, 'n vrou, gebruik het om die Israelitiese manne te lei in 'n geveg tot oorwinning. Ons weet ook van Esther, wat God gebruik het om die hele nasie van die Jode, die Israeliete, se lewens te red. Kragtig deur God. In die Nuwe Testament lees ons van Maria Magdalena, ons lees van Johanna en die ander Maria, wat die opstanding van Jesus Christus gaan verkondig het. Ons lees van die eerste basies disipel, vroue disipel wat Jesus gemaak het, die Samaritaanse vrou, wat vele persone gelei het tot Jesus Christus. En natuurlik as ons 'n bietjie verder afgaan in die era, dan sien ons vir Priscilla en die dame met die naam Aquila, wat saam met Paulus sendelinge was in die Nuwe Testament. Kragtig gebruik deur God. En jy sien, en tot vandag toe nog, sien ons die hand van die Here in ons eeu waarin ons is, ook hoe God vroue gebruik in ons gemeenskap, in ons ekonomie, in ons kerke, in die politiek, en so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. En daarom het ons vanmôre die eer om hierdie diens ook toe te gee aan 'n vrouprediker vanmôre, wat deur God gebruik gaan word vandag om ons daardeur te verander en om 'n verskil te maak in elkeen van ons se lewens. So ek wil graag vra, kom ons sit ons hande bymekaar en ons vra vir Bianca om na vore toe te kom. Sjoe. Worship was on fire vanoggend. Ek moet net dit sê. Sjoe. Ek wil vir pastoor Morney en Chanel baie dankie sê dat julle my vertrou om vanoggend die woord te bring. Dankie vir hierdie geleentheid. Nou as julle wonder, hoekom bring die sekretaresse vanoggend die woord? Moenie bekommer nie, ek wonder ook, maar ek moet gehoorsaam wees. Die Here werk in misterieuse maniere, en ek besef vandag dat hierdie woord moes eers baie diep in my eie hart ingaan, voordat dit die doel kan bereik word voor God dit gegee het. En 2 jaar gelede, toe die Here hierdie woord vir my kom gee het dit my lewe kom verander. Dis 'n boodskap wat ek op daai stadium al geweet het, ek gaan moet oordra een of ander tyd, maar daar moes eers baie dinge gebeur het, wat gelei het tot hierdie oomblik, waar die Here deur hierdie boodskap vir my met 'n nuwe perspektief, 'n groter perspektief na die lewe kan kyk. En ek hoop dit gaan vir jou ook help. So ek gaan vra, sal jy asseblief saam met my bid oor hierdie woord? Here my God, ek gee vir U al die eer, vir hierdie dag, vir hierdie oomblik, vir hierdie woord, vir hierdie mense vir wie U so lief het. Ek vra Heilige Gees dat U nou sal kom en sal blaas oor ons deur hierdie woord. Kom aktiveer hierdie woord binne ons. En kom leer ons hoe om te lewe, Here, want U is ons God. En ons gee net vir U al die eer. Bo alles wat ek kan vra ek net, Here, laat U wil geskied en laat U naam geheilig word. Amen. Nou in hierdie era van selfies en self-esteem, self-love, self-care en self-defense, is God self uit die vergelyking verwyder. En nou sit ons met die slotsom dat die gebrek aan kennis oor God se woord, wat vir ons leer wie God is en wie ons is deur hom en in hom, is die pandemie van die tyd. En die mens besef nie meer wie hulle skepper is nie. Die mens besef nie waarvoor hulle geskep is nie. En ek sal die eerste een wees wat sal erken dat ek amper as gevolg van hierdie siekte, as ek dit vanoggend so kan noem,
wat my geestelike lewe kon kos, amper maar net aanvaar het. En ek wil nou regtig nie net oor myself praat vanoggend nie, maar kan ek dalk net so bietjie met julle deel vanuit my eie lewe? Is dit alright? Ek was baie bevoorreg om in 'n Christelike, gesonde, maar tog doodnormale huis groot te word, met twee ouers wat vir mekaar baie lief is, en 'n suster met wie ek soos kat en hond beklei het. Maar vandag is ons daarom baie lief vir mekaar. My pa is 'n baie sterk man. Hy het uitstekende leierseienskappe en bestuurvermoë, maar kyk, hy kan ook maar lekker stout wees as hy die dag gelus het. En my ma is 'n sonstraal van 'n mens. Sy is so sagmoedig, sy is so onselfsugtig, en sy het haar knieë vir ons deurgebid om te weet waar ons is vandag. Maar as van kleins af het ek opgekyk na haar vandag nog. Vandag nog kyk ek op na haar. En soveel so dat die gedagtes waarmee sy op 'n tyd gesukkel het, iets geword het waarmee ek geworstel het. Gedagtes soos, doen ek goed genoeg? Gaan ek iets bereik in die lewe? Gaan ek iets beteken in die lewe? Sien iemand my raak? Minderwaardigheid. En tog, sy het meer in my geglo as wat sy in haarself geglo het. Maar my ouers vertel altyd, hulle vertel altyd hoe lief ek daarvoor was om te kyk in die spieël. En as ek myself verbeel het, ek is 'n nuusleser wat ernstige nuus moet aankondig, jy weet, elke haartjie op sy plek, grimering, en vanaand se nuus om 7. Dan het ek myself verbeel, ek is Paula van der Lek van Sewendlaan. En as my pa my vang, dan het hy my altyd gespot en vir my gesing. Oh Lord, it's hard to be humble when you're perfect in all of your ways. I can't wait to look in the mirror, 'cause I get better looking each day. En wat vir my so snaaks was, in my kop was dit glad nie die geval nie. Want ek wil net in die spieël kyk en seker maak, kan ek die woorde ook so goed herken, opsê, soos daardie aktrise waarvan almal so hou? Is hierdie breinkrulhare waarmee ek gebore is, ook so mooi soos die blonde reguit hare wat in die mode is? Is my arms en my middel ook so maar, bene brein sonder selluliet, soos daardie model in die huisgenoot? Kan ek ook iemand wees wat die kat gemaak het, of diskwalifiseer wie ek is, en hoe ek lyk my, en wat ek kan doen en wat ek nie kan doen in my, van hierdie ingroepie mense, belangrike mense en trendsetters? En natuurlik was dit nie net 'n kindersiekte wat ek as dogtertjie gehad het nie. Want sonder dat ek dit agtergekom het, het ek groot geword met hierdie siening oor myself, wat alles wat ek doen het aangesteek het. Ek onthou, nader aan die einde van my hoërskoolloopbaan, toe dink ek by myself, as ek maar net met 4 A's kan matrikuleer, dan sal ek goed voel oor myself, dan sal ek nie so dom voel tussen die res van die slim leerders nie. En ek kry toe die 4 A's waarvoor ek so hard geleer en gebid het, en kyk, nou voel ek trots op myself. Jo, ek voel nie sommer net so nie. En hierdie goeie gevoel oor myself het my 3 maande lank gehou, totdat ek op universiteit kom, en my eerste toets sleg gedryf het. En daar is ek weer siek. Ek dink toe by myself, okay, as ek net my universiteitsgraad kan kry, dan sal ek nou eers voel, ek het 'n sukses van my lewe gemaak, dan sal ek nou nie so sleg voel nie. En met die genade van die Here, verwerf ek my universiteitsgraad. En raai hoe lank het hierdie fantastiese siening oor myself my gehou? Net totdat ek 'n paar maande later my eerste amptelike werk instap as 'n leerling. 'n Leerling. Ek dink by myself, wat is daar nog om te leer? Ek is nou vars uit die universiteit uit, ek het my graad. Omring deur hoeveel gekwalifiseerde mense met al die kennis wat jy kan hê in daardie veld, het ek toe besef, nee, daar's nog baie om te leer.
En ek besef toe, ek gaan nie baie vinnig hierdie leertjie van die lewe tot bo kan klim op hierdie trant hê. En ek dink toe by myself, kom ek kyk, as ek my fokus verskuif van wie ek is in die lewe, wat ek doen in die lewe, na wie ek kan wees in iemand anders se lewe. As ek maar net Armand se vrou Bianca kan wees. Want alles gaan ons regkom as jy trou en jy weet jy het iemand wat jou liefhet en wat jou aanvaar vir wie jy is. En ons is baie jonk en ons het getrou en ek is vandag nog nie 'n oomblik spyt daaroor nie. Maar in my agterkop was hierdie ook ietsie wat ek kon aftik op my lysie van wat my so spesiaal maak. Ek bedoel, ek matrikuleer, ek het 'n graad agter my naam, ek het 'n werk, ons is getroud, alles onder die ouderdom van 30. Nee, kyk, wow, ek is nie so bad nie. Ek is nie so bad soos wat ek dink nie. Maar min het ek geweet, dat wanneer jy in so 'n heilige verbond, soos 'n huwelik intree, kom maar dubbel die uitdagings en dubbel die druk. Ag, ek wonder, maak ek hom gelukkig genoeg? Wonder klaar daai vrou by sy werk minder as ek? Wat alleen was dit? Ons almal moan ewe baie. Chanel sort hom later uit, okay? En nou sosiale media ook nog by. Want daar sien jy, daai tweetjies lyk so gelukkig, hulle stry nooit nie. En daai tweetjies, hulle gaan weer op 'n luukse vakansie. Daai tweetjies, hulle is nog eens getroud, hulle koop huis en het 'n kind op pad en. En ek glo julle besef by nou al is ek amper dood van hierdie minderwaardigheidssiekte. Wel ja, ek het gedink ek is 'n trophy wife tot ek sy ma se kokos geproe het, so. Kan jy agterkom wat die leuen van minderwaardigheid en hierdie valse roem van prestasies en titels doen? Dit laat jou miskyk wat jy reeds het en dit laat jou nie raak sien wat jy reeds bereik het nie. Dit wat jy het en wat jy bereik het, is net genoeg tot die volgende groot ding opkom en die volgende ding opkom wat jou laat uitvoel. Dit laat jou miskyk, die klein dingetjies miskyk in die lewe en dit maak jou jaloers, want jy vergelyk jouself konstant met die mense rondom jou en met hierdie tydlyn van die wêreld wat jou in 'n spesifieke boksie wil plaas. Nou on the sideline van die hele universiteit, werk, trou, tydperk, ontvang ek en Armand profetiese woord toe ons Pinksterdienste bygewoon het by een gemeente. En hierdie begin 'n vuur binne ons. Ek begin sien hoe die Here ander mense kan gebruik en wat hy kan doen deur ander mense. En ek vra, my gebede verander. Ek vra, Here, gebruik my. Here, ek wil ook so besonder wees soos hierdie mense wat tekens en wonders in die naam kan doen en wat kragtig deur U gebruik word. En dan gee die Here jou 'n opdrag en minderwaardigheid spring weer voor jou in en jy maak verskonings soos, nee Here, ek kan nie praat voor mense nie. Maar Here, ek is jou pastoor nie. Here, wat as niks gebeur as ek vir daardie persoon bid nie? En kyk, jy weet sommer as jy ongehoorsaam was, doen jy nie? Jy weet dat jy weet. En na die tyd voel dit, hierdie spyt vreet my op van binne. Ek is ongehoorsaam, ek het die Here nou teleurgestel, en hy gaan my afskryf, ek gaan nooit iets vir hom kan beteken nie. Soveel so dat ek op 'n punt moes kom die een dag en vir myself sê, kom net oor jouself. Ruk jouself reg. Al wat in jou gedagtes aangaan, is jy en jou menslike vermoëns. Jy's besig om tyd te mors en jy's besig om geestelik dood te gaan. Ek het so neergedruk, leweloos en doelloos gevoel. En ek onthou, juis in daardie tyd, die eendag in my stilte tyd met die Here, voel ek so sterk gelei om te lees oor die profeet Samuel se lewe in die Bybel. En die boek Samuel begin my toe so fascineer.
En daar's 'n spesifieke gedeelte in daardie storie, daardie verhaal, wat die Here gebruik het om my hele siening oor myself, wat my doel is, hoekom ek hier is, kom verander het. En ek wil dit graag met julle deel. So ek wil vra, as jy jou Bybel het, of dalk jou Bybel app wil gebruik, gaan asseblief na 1 Samuel 9, en dan gaan ons saam daar lees. Maar voor ons gaan lees, moet ek eers agtergrond gee oor hierdie gedeelte. So, in daardie tyd, in die Ou Testament, het God een persoon gekies en aangestel as profeet, deur wie hy met die volk gekommunikeer het, en deur wie die volk met die Here kon kommunikeer en kon raadpleeg. En hierdie is in die tyd van die profeet Samuel. Nou Samuel het nader aan die einde van sy lewe gekom, hy het begin ouer raak, en hy stel toe sy seuns aan as rigters oor Israel. En hulle het nie Samuel se weë gevolg nie. Hulle was op eie gewin ingestel, hulle het hulle self verryk ten koste van ander, hulle het die reg verdraai, omkoopsgeskenke aanvaar, niks anders as wat ons vandag in die lewe sien nie. En ten spyte van dit, het die Filistyne ook nog vir Israel verslaan, en dit wat so kosbaar was vir hulle, dit wat so heilig, so belangrik was van hulle weggevat, en dit is die verbondsark. En die volk was bekommerd, hulle was verboureerd, en hulle gaan na Samuel toe, en hulle sê vir Samuel, Samuel, kan jy asseblief vir God vra, vir 'n koning, ons soek 'n koning, wat oor ons kan regeer, en wat ons kan lei in gevegte soos wat die ander nasies maak. En so, na baie ontsteltenis, oor Israel God self as hulle koning verwerp het, staan God hulle versoek toe, en hy het hom aan in gedagte vir hierdie rol, want God het sy volk se nood raak gesien, hulle hulpgeroep gehoor. Nou in daardie tyd moes die profeet, wat Samuel is, ook gegaan het om die offer, voordat hulle vir God kon offer, moes Samuel, die profeet, die offer seën. En so toe stuur God vir Samuel na 'n spesifieke dorp, en hy sê ook vir hom, dat daar is 'n man wat hy vir hom gaan wys, wat hy moet aanstel en salf as koning. Nou aan die ander kant, het ons 'n man wie se donkies weggeraak het. En hy stuur toe sy seun Samuel, Saul, en een van sy werkers, om hierdie donkies te gaan soek. En toe na die heel dag so gesoek, dink hulle, kom ons gaan eerder net huis toe, want op hierdie tyd, worry my pa seker nou al waar ons is, meer as wat hulle worry oor die donkies. En hulle hoor toe, dat daar is 'n man van God in die dorp naby, wat moontlik vir hulle kan sê waar hierdie donkies is. En so tussen Samuel en Saul, was daar 'n skakel, wat hierdie twee bymekaar gebring het. En dis nou waar ons gaan begin lees, in 1 Samuel 9 vanaf vers 11. Terwyl hulle teen die steilte opgaan na die dorp toe, kom hulle meisies te, wat op pad was om water te gaan haal. Hulle vra vir die meisies, is die siener hier? Ja, antwoord hulle, kyk, hy is net daar voor julle in die dorp, maar maak gou, want hy het vandag hierheen gekom om deel te neem aan die volk se offer op die hoogte. Wanneer julle die dorp binne gaan, sal julle hom kry net voor hy teen die hoogte opgaan, om daar te eet. Die mense sal nie eet voordat hy opgedaag het om die offer te seën nie. Daarna sal die genooides eet, gaan dadelik op daarheen, want hy sal nou daar wees. Hulle het in die steilte opgegaan. Toe hulle die dorp binnekom, kom Samuel hulle tegemoet, terwyl hy op pad was om te gaan na die hoogte toe. Die Here het al die vorige dag vertroulik aan Samuel bekend gemaak dat Saul sou kom. Hy het gesê, môre omtrent hierdie tyd sal ek 'n man uit Benjamin na jou toe stuur. Salf hom tot leier van die volk Israel. Hy sal hulle red van die mag van die Filistyne, want ek het die nood van my volk raak gesien en hulle hulpgeroep gehoor. Toe Samuel vir Saul sien, sê die Here vir hom, dit is die man waarvan ek jou vertel het. Hy sal oor my volk regeer. En onthou, Saul weet van niks nie. Op daardie oomblik gaan Saul na Samuel toe en vra, kan u asseblief vir my sê waar die huis van die siener is?
Ek is die siener, antwoord Samuel. Gaan solank voor my teen die hoogte uit na die offerplek toe. Daar sal ons saam eet. Môreoggend sal ek vir jou sê wat jy wil weet en dan jou laat gaan. En moet jy nie meer bekommer oor jou pa se donkies wat 3 dae gelede weggeraak het nie, want hulle is al reeds gevind. Die hoop van die hele Israel is egter op jou en jou familie gerig. Saul antwoord hom, ek is maar net 'n Benjaminiet, die kleinste stam in Israel. My familie is boonop die geringste van al die families in ons stam. Hoekom praat jy so met my? En ons fast forward na die volgende dag in 1 Samuel 10 vers 1 en daar staan, Samuel neem toe 'n kruik met olie. Gooi dit op Saul se kop uit. Soen hom en sê, die Here het jou gesalf as leier oor sy besitting. Kom ons vat gou 'n stapie terug vir 'n oomblik, na die heel begin, die eerste gedeelte wat ons gelees het. 'n Paar doodgewone, naamlose meisies wat water skep, word die skakel tussen die man van God en die man op soek na die man van God. 'n Paar doodgewone, normale meisies wat hulle daaglikse taak uitvoer om water te skep, miskien om kos te maak, miskien om wasgoed te was, miskien om huis skoon te maak. En hulle word die rede hoe Saul en Samuel bymekaar uitkom en God se volk hulle koning ontvang en die res is soos hulle sê history. Maar kom ons staan ook 'n bietjie stil by Saul. Hier stel die Here 'n doodgewone man wat sy pa se donkies gaan soek as koning oor sy volk. En die Here doen dit weer. Want toe dit tyd word vir iemand om Saul op te volg as koning, sien God weer eens 'n doodgewone, normale mens, Dawid, die jong tienerseun raak, besig om skape op te pas in die veld. En Dawid volg later aan vir Saul op as koning en sy bloedlyn vloei al die pad tot by Jesus Christus ons koning. En hierdie deel tref my tussen die oë toe ek dit lees. Gewone mense besig met hulle gewone daaglikse werk. En God sien hulle raak om 'n skakel te wees vir merkwaardige gebeurtenisse om plaas te vind. Kan ons sien hoe God werk? Kan ons begin agterkom hoe God operate? Jy is die skakel wat nodig is om 'n verlore volk en die koning van konings bymekaar uit te bring. Jy, huisvrou en mamma, kan die skakel wees vir jou nageslag en die ontmoeting van jou koning. Want selfs terwyl jy Spar toe gaan, jou daaglikse take uitvoer, kos gaan koop sodat jy aandete kan voorberei vir jou gesin, kan jy die skakel wees tussen die kassier of die karwag se ontmoeting met Jesus. Hierdie geld vir jou as jy dalk die kassier is, as jy dalk die onderwyser is, as jy dalk die ontvangspersoon is, dalk die CEO van 'n maatskappy, dalk die besigheidseienaar. Met hoeveel mense kom jy daagliks in kontak, waar jy die kontakpunt kan wees? Hoeveel generasies van kinders kan jy daagliks lei, jaarliks lei in die waarheid van ons Redder Jesus Christus? Dis tyd om te blom waar jy geplant is. Ons ken hierdie woorde so goed, maar kom ek stel dit bietjie minder vroulik, laat die mans ook luister. Dis tyd om te groei waar jy gesaai is. Dis tyd om die verskil te wees, die verskil te bring, nie eendag, miskien in die toekoms nie, daagliks, daar waar jy nou is, daar waar jy môre is. Volkswagen het jou dalk aangestel as die motorwerktuigkundige. Meneer Rian, hoor jy daai woord? Wel, Volkswagen dink maar net so, maar God het jou oor meer as dit aangestel in Volkswagen. Jy is dalk 'n kelner by Spur. God het jou oor meer as dit aangestel by Spur. Dalk die skoolhoof van 'n skool. God het jou oor meer aangestel. Want jou loopbaan is nie jou doel nie. Jou loopbaan is slegs die middel tot jou doel.
Dalk wil jy graag iets vir die Here doen. Jy het dalk 'n droom in jou hart, maar jy voel dalk te gering. Jy ken nie genoeg mense nie. Jy voel dalk jy kry nie die geleenthede nie. Jy voel dalk jy het nie genoeg followers nie. Wat 'n verskil gaan dit nou maak? Maar ek het 'n verrassing vir jou. Want dit het nie God gekeer om by Dawid uit te kom, toe hy skape oppas, daar eenkant in die veld, om by die regte tyd by hom uit te kom en op die regte tyd om te verhoog nie. So gepraat van verhoog. Moenie dink jy verhoog is jou doel en jou ultimate goal om te bereik. En dan gaan jy iets beteken en dan gaan jy 'n verskil kan maak. Daagliks, elke dag wat die Here jou wakker maak, is daar 'n rede vir sy asem in jou longe. En as jy voel, jy's op 'n plek waar jy nie genoeg is nie, en nie goed genoeg voel nie, dan wil ek vir jou sê, jy's op die perfekte plek, om deur God gebruik te word, want dan is jy afhanklik van die Here en die Heilige Gees, soos dit hoort, en soos hy daarvan hou. Dis wat die Here soek. Daar is absoluut niks wat vir jou die vreugde en die vervulling kan bring, wat 'n verhouding met die Here en die uitleef van jou, sy doel vir jou kan bring nie. Nie eiendom en 'n fancy kar en duur juwele en 'n groot bankbalans en al die liefde en ervaring wat mense jou kan gee nie. Nie al die meisies en ouens wat jy in die lewe kan kry nie. Daar's nie wyn en drank en dwelms wat hierdie ware, ewige vervulling vir jou kan bied nie. As jy in jouself gaan vind in die Here en jou doel gaan uitleef nie, gaan jy altyd leeg voel. En altyd gryp na die een of die ander ding in 'n probeerslag om net goed en geliefd en geaanvaar te voel. Ek weet dit, want ek het amper mag geval vir dit. Ek het ook my identiteit gebaseer op wat ek kan bereik en wat ek doen, wat ek kan beteken, totdat ek my identiteit in Jesus Christus gevind het. En nou wonder ek, hoe kan 'n mens verwerp voel, wanneer die skepper van die heelal, wat dag en nag oor jou waak, wat dag na dag vir jou sorg, selfs sy seun afgestuur het aarde toe om te sterf vir jou, om sy liefde aan jou te bewys. En nou het Handelinge 20 vers 24, Handelinge 20:24, betekenis gekry in my lewe. Al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde, as ek nie my lewenstaak en my bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie. Om die goeie nuus te verkondig, dat God mense liefhet, sonder dat hulle iets hoef te doen om dit te verdien. Ons is alledaagse, doodnormale mense, maar God wil bonatuurlik deur ons werk, om die verlore mensdom te bereik. Daar is 'n verlore volk, wat in nood is en uitroep om hulp van ons koning. Maar hoe gaan hierdie wêreld sy koning ontvang, wanneer die kerk van God self sukkel met 'n identiteitskrisis? Ons weet nie wie ons is nie, ons weet nie wat om te doen nie, ons ken nie ons skepper nie, ons weet nie wat God behaag en wat doen nie, ons weet nie wat is sonde en wat is nie. Enigiets is maar net aanvaarbaar in ons samelewing. En ons aanvaar net so maklik maar enige iets in ons huise. En die Here waarsku ons in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Wat is hierdie kennis? God se woord. Kennis oor sy woord, wie hy is, wie ons veronderstel is om te wees, wat hy ons geskaap het om te wees. Verdiep jouself in God se woord. Dit help nie net jy weet wie Jesus Christus en die Heilige Gees is nie. Jy moet hom leer ken, sodat jy kan besef wie jy is en hoekom jy hier is.
Jy sal gou besef, ons is nie hier vir onsself nie. Ons is nie geskep vir onsself en ons eie begeertes nie. Ons is geskep vir 'n groter doel as onsself. So verskuif jou fokus van dit wat jy wens jy kan wees, dit wat jy wens jy kon bereik het, na hierdie groot, belangrike taak wat die Here vir jou op hande het. Eerstens, om hom te soek, en nommer 2, om die skakel te wees tussen die verlore mense rondom jou en Jesus. Want jy is net soveel kerk op elke liewe ander dag van die week as wat jy is op 'n Sondag. So soek hom daagliks en leef vir hom daagliks. Dis wat die Here verlang. Efesiërs 5 vers 16 sê vir ons, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil hê julle moet doen. Ek wil die musiekspan graag verhoog toenooi en hulle gaan vir ons 'n lied sing wat hierdie woord bevestig. Maar gebruik elke geleentheid wat elke dag vir jou bring. Koop die tyd uit wat nog oor is. Wees die skakel tussen die verlore mense rondom jou. Buiten dit, enige iemand rondom jou. Almal het Jesus nodig. Maar jy hoef ook nie ver te kyk nie. Tussen jou huisgesin en Jesus. Terwyl hulle vir ons hierdie lied gaan sing, luister na die woorde. Dink hieroor na, besef wie jy is deur dit wat Jesus Christus vir jou kom doen het. Want as die Here vir my 'n doodnormale vrou, 'n sekretaresse kan en wil gebruik, is daar definitief iets waarvoor hy jou ook nodig het. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth